Goeiemôre gemeente. Ek is 'n bietjie hier op 'n kort leash vanoggend dat ek weghardloop nie. Ek gaan hier probeer kyk vir almal. So môre. Ons wil net vir Wim welkom heet vandag hierso. Wim is van Nylstroom af. Hy het die diens behartig vir ons vandag. So baie welkom hierso. En ons sien uit na die boodskap. Vir afkondigings, dan kry ons 'n doop. En indien daar ook wil doop, moet hulle net by die kerkkantoor kom aanmeld. Die deurkollekte vandag gaan vir plaaslike behoeftiges. Ons wil ook sê as enige nuwe intrekkers is, welkom hierso vandag. Julle kan ook by Anita by die kerkkantoor 'n draai maak vir attestate en sulke goeders as julle reg is. Dominee het net gevra, ek moet net herinner aan die golfdag vir 4 Oktober, die jeuggolfdag. Hy sê dit gaan 'n baie lekker dag wees, ons almal sien uit na dit. 12 Oktober by Sterkrivier is daar 'n dankie sê ontbyt. So ons kan kaartjies bespreek by die kerkkantoor en hulle sê ook dit gaan baie lekker dag wees daar by Sterkrivier. 11 Oktober is Nathaniel. Die optrede is ten bate van die dienssentrum en die kaartjies is ook by die kerkkantoor. Ek dink is R150 of R250 'n kaartjie. Ek sal net by Johan bevestig. R250. Dankie vir die gebare daarvan agteraf. Okay, en dan laaste een is vanaand is daar downtime. Dit is 6:00, dit is by die hoërskool. Dit is 'n lekker fliekaand vanaand. Dis vir ouers en kinders vanaand. So CJ sê hulle gaan lekker popcorn hê, so bring jou Coke en ys en die fliek is family camp. Alhoewel dit 6:00 begin, is almal al daar van 5:00 af en hulle speel bietjie volleybal en kuier net saam voor die tyd. Okay, baie dankie julle. Dan sê albei baie dankie. Liewe vriende, is heerlik om weer hier by julle te wees vandag. Het was 'n rukkie terug wat ek laas hierso was, maar is lekker om weer hier te kan wees en baie gesigte te sien wat ek laas gesien het. My gebed vir jou vandag is dat jy die Here sal ervaar, van sy teenwoordigheid bewus sal wees en sal weet, hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou, soos wat ons is. So terwyl ons sommer so sit, kom ons raak rustig voor die Here. Vader God, ons prys U. Ons prys U want U is die wondergod. Ons prys U want U is die liefdevolle God. Ons prys U vanmôre want U is die redder God. U is die een wat ons verlos. U is die een wat ons uitreik. U is die een wat saam met ons deur die lewe gaan. En U is die een wat ons gaan kom haal. Aan U die lof en die eer. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, mag jy dit vanmôre so ervaar in jou hart en by die Here wees. Kom ons prys die Here met die sing van lied 200, U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. Dis een van die wonderlike liedere in ons liedboek, wat net eenvoudig sê, dis fantasties om by die Here te wees. Hy is so goed. En as ons bietjie dink oor die week wat verby is, sal ons op soveel plekke afkom, waar God se goedheid oorverdowerend hierdie week was. Kom ons prys hom met die sing van al 3 die verse van lied 200. Oh
Liewe vriende, as u Bybel hier by ons het, kan u oopmaak by Rut, hoofstuk 3. Klein boekie van Rut, is net 4 hoofstukkies lank, baie kort. 'n liefdeslied, 'n liefdesverhaal. As mens daaraan dink, dan voel dit vir jou soos een van daai sagte band love stories wat jy op 'n lughawe sou koop, as jy nou verveeld is en jy het al jou goed vergeet, en dis die enigste ding wat jy het om te lees, dan kry jy een van hierdie lekker soppige liefdesverhale. Nou, dis in 'n mate waar, hoe hierdie kort boekie vir ons geskryf is, en tog is dit ryk in betekenis. Rut hoofstuk 3. Rut en Boas is op die dorsvloer. Ons sal later net so 'n bietjie 'n oorsig gee oor wat presies hier aan die gang is, maar net terwille van wat ons vanmôre vir mekaar wil sê. Rut se skoonma, Naomi, het vir haar gesê: "My dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek, sodat dit met jou goed kan gaan. Kyk, Boas, saam met wie se werksters jy nou gewerk het, is mos familie van ons. Hy dors vannag gars op die dorsvloer. Was jou, maak jou mooi, trek jou netjies aan en gaan na die dorsvloer toe. Moenie dat hy jou gewaar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. Wanneer hy gaan slaap, sorg dat jy weet waar hy gaan lê. Dan gaan jy soontoe en kruip by sy voete in. Hy sal jou dan sê wat jy moet maak, wat jy moet doen. Toe antwoord Rut: "Ek sal doen wat u gesê het." Sy het na die dorsvloer toe gegaan en alles gedoen wat haar skoonma vir haar gesê het. Nadat Boas geëet en gedrink het, was hy baie vrolik en hy het langs die miet gaan lê. En Rut het toe stilletjies gekom, sy voete oopgemaak en by sy voete ingekruip. Toe hy in die middel van die nag wakker skrik en omdraai, was hy baie verbaas toe 'n vrou by sy voete gewaar. Hy sê toe vir haar: "Wie is jy?" En sy antwoord: "Ek is Rut. Ek is van u afhanklik en u is my losser. Neem my nou onder u beskerming." Hy sê toe: "Mag die Here jou seën, my dogter. Wat jy nou doen, naamlik dat jy agter geen jong man, arm of ryk, aangeloop het nie, is baie beter as die liefde wat jy aan die begin aan jou skoonma bewys het. Moet nou nie verder bekommerd wees nie, my dogter. Alles wat jy my vra, sal ek doen. Want al die mense weet dat jy 'n goeie vrou is. Dit is waar dat ek jou losser is. Maar nou is dit ook so dat daar 'n ander losser is wat nader familie is as ek. Slaap vandag hier. As hy dan môreoggend bereid is om as jou losser op te tree, goed, maar as hy nie wil nie, sal ek, so seker as die Here leef, as losser optree. Bly hier tot môreoggend." Sy het toe by sy voete bly lê tot die oggend, maar voordat dit lig genoeg was om iemand te herken, het sy opgestaan. Want, het Boas gesê, dit moenie bekend word dat 'n vrou na die dorsvloer toe gekom het nie. En hy het ook gesê: "Bring daardie Charlie wat jy om jou het en hou dit oop." Sy het dit oopgehou en hy het 26 kg gars vir haar daarin afgemeet en dit op haar rug getel. Hy is toe stad toe en sy het na haar skoonma toe gegaan. Sy wat nou Naomi is, sy vra toe vir Rut: "Hoe het dit gegaan, my dogter?" Sy het haar alles vertel
Sy het haar vertel wat Boas alles vir haar gedoen het en gesê het. Hy het vir my hierdie 26 kg gars gegee, want hy het gesê, ek mag nie met leë hande by my skoonma aankom nie. Naomi sê toe, wag maar en kyk wat nou gaan gebeur, my dogter. Die man sal beslis nie vandag rus voordat hy die saak afgehandel het nie. Dis ons teks. Dis die woord van die Here. Dis 'n mond vol. Dalk is dit 'n bietjie die mekaar en onbekend en onverstaanbaar, maar kom ons vra die Here dat hy dit vir ons sal oopmaak en verstaanbaar maak. Om ons bid. Almagtige Vader, Here, ons staan by u woord. Dis die woord van God. Dis die woord van die almagtige Here. Ons staan vanmôre by 'n verhaal wat vir ons in 'n ander wêreld en 'n ander konteks, 'n ander kultuur, 'n ander tyd baie vreemd dalk is. Maar Here, hierdie teks is so vol van liefde. Wil u vir ons help om hierdie woord te verstaan? Wil u vir ons help om te verstaan wat hier vir ons gesê word binne die lewe van hierdie mense? En wil u vir ons help vanmôre om die liefde van Christus raak te sien? Kom spreek asseblief tot ons, o Here God. Ons bid dit in u naam. Amen. Liewe vriende, dit is die boekie Rut. 'n liefdesverhaal. Een van wat 'n tipiese opvolg het van dit begin met 'n tragedie, daar's 'n bietjie hoop. Dit lei tot 'n enorme risiko en op die ou en 'n goeie uiteinde. Ons sal nou so vinnig kyk hoe die boek in mekaar steek. Ek wil vanmôre vir u vra, ons praat so 'n bietjie oor die vraag, is God te riskant om te glo? Is daar te veel risiko in geloof? As ek sê ek glo in God, wat is die risiko? Is daar? Ons almal weet van oomblikke van ekstreme risiko, van goed wat ons al beleef het deur die tye en die lewe wat ons goeders gedoen het. Ek sê daar's tye wat dinge baie risiko vra van ou. Daardie goed wat jy iets moet doen wat jou hart verskriklik laat klop. Hy hardloop teen 100 km/h. Jy kan hom nie rustig kry nie. Die adrenalien pomp en jy weet jy gaan iets moet doen en jy moet dit nou doen. Maar jy weet nie of dit gaan werk nie. Miskien is dit 'n absolute flop en almal lag vir jou, word verneder of jy word uitgekruid of jou risiko is so groot jy mag dalk baie groot verloor, mag dalk baie geld verloor. Maar as ek dit nie doen nie, dan gaan ek dalk nie kan wen nie. Ons ken daardie oomblikke. Een van hulle was 'n bietjie oor die 20 jaar gelede vir my. In 'n fliek in Durban, in Belite, waar ek en my aanstaande vrou saam gaan fliek het. En sy het haar hand so mooi neergesit op die sitplek se handvatsel in die fliek. En die mans, vrouens sal dalk nou nie mooi verstaan nie, maar man sal weet waar hierdie ding heen gaan. Sy sit haar hand mooi neer. Nou wat moet 'n man doen? Gaan jy vat of gaan jy nie? As jy vat, kan jy geweldig baie wen. As jy die hand gaan los, kan jy geweldig baie verloor.
Maar miskien vat jy die hand en ons mis mekaar heeltemal in bedoeling. En jy verloor ernstig. Maar dis een van daai oomblikke in my lewe wat ek geweet het, jy moet daai trap vat, jy moet daai stap neem, selfs al weet jy nie wat is die uitkoms van dit nie. En almal van ons wat getroud is en wat dalk uitgegaan het langs die pad of iets van die aard of wat in verhouding staan, sal weet, ergens laas daar so 'n tipe van oomblik in 'n ou se lewe. Jy weet nie, maar jy moet. Jy gaan die kans moet vat, en partykeer kry 'n ou seer, maar jy moet die kans vat. Daar's baie sulke geleenthede, waar ons bid dat dinge moet uitwerk, soos ons dit graag wil hê. Daai geleenthede waar jy iemand moet vra om te trou. Geleenthede waar 'n kind dalk gebore word, en jy bid dat al die tone en al die vingers daar sal wees, en dat alles normaal sal wees, en die kind gesond sal wees. Daar's tye van groot eksamens. Ons jong mense weet van dit. Van eksamens wat jou hartspoed so opstoot dat jy amper nie kan konsentreer nie. Daar is dalk 'n ding van 'n onderhoud wat jy moet vat. Jy weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar jy moet die risiko loop, want anders gaan jy nie die werk kry nie, of nie die bevordering kry, of die bonus, of wat daarmee saamgaan nie. Ons het in die lewe dinge so bietjie vereenvoudig. Nou skus, ek is nou maar 'n predikant, ek is nie in die versekeringsbedryf nie. Maar ek het 'n vriend gehad op universiteit toe ons gestudeer het. Hy het versekeringswese gestudeer. En ek het vir Frans op 'n stadium gesê, hoorie so, hoekom leer jy van 'n versekering? Het jy nie vertroue nie? Hy was baie kwaad vir my gewees en vir ons sê, jy glo nie regtig nie, want jy moet versekering doen nie. Nou ja, ek het sy siel uitgetrek op daai punt. Maar ons het geleer, daar's 'n ding soos risikobestuur. En dis min of meer waar die versekering ingaan. En as iemand in versekering is, en ek bedoel niks negatief nie, en ek sê nie, jy moet nie versekering hê nie, verseker moet ons. Maar risikobestuur beteken eenvoudig vir my, as die pap op die grond val, dan moet iemand dit optel. So, as die pap op die grond val, dan sê ek eintlik, maar iemand anders moet dit gaan optel. En die situasie regmaak. Dis tog hoekom ons versekering het. Want as iets verkeerd gaan, dan is iemand anders daar om die probleem op te los. En daarom vra ek vanmôre die vraag, as ons so 'n bietjie oor risiko praat, goed wat ons uitdaag om 'n standpunt in te neem. Is God te riskant om te glo? Kan ek hom glo? Vanoggend se teks gee vir ons 'n bietjie perspektief hierop. Die boek Rut is 'n pragtige liefdesverhaal tussen twee totaal uiteenlopende, onverwagte persone wat jy nooit by mekaar sou gesit het sommer nie. Dis een van daai lekker leesboekies wat jou sommer goed laat voel aan die einde. Soos al die goeie verhale, dit hou jou aandag, 'n mens wonder gereeld, gaan dinge uitwerk vir Rut, gaan dinge vir Naomi uitwerk, wat gaan Boas doen, hoe gaan hierdie verhaal uitspeel, en jy kan amper nie die boek neersit nie. Maar hier's 'n groter verhaal, wat ons moet raak sien. 'n Groter verhaal, en dis 'n verhaal van 'n koning, wat 'n redder is. 'n Groter verhaal. Hierdie verhaal, Rut se eintlike verhaal begin in die laaste vers van die boek Rigters, nie die boek voor dit, want dis in die tydperk waarin Rut plaasvind, of waarin hierdie gebeure plaasvind, is in die Rigtertydperk. Die laaste gedeeltes daarvan,
Rigter se heel laaste vers sê, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, want daar was nog nie 'n koning nie. Hierdie is 'n verhaal van 'n koning wat kom. Ons sal dit so 'n bietjie op ingaan net nou. Rut begin die verhaal met die koning. Die laaste gedeelte in die boek Rut eindig by die geslagslyn van koning Dawid. En Dawid, weet ons, was 'n voorvader van Jesus Christus. Dis 'n koningsverhaal. So kom ons kyk vinnig hoe die verhaal in mekaar steek, die van u wat dalk nou nie heeltemal bekend is met dit nie. Hoofstuk 1 begin met 4 karakters. 'n Man en 'n vrou, Elkana en Naomi, hulle 2 seuns van wie droogte vlug hulle uit Israel uit na Moab. Moab is 'n gehate nasie. Niemand was vriendelik met hulle nie. Daar's 'n gedeelte onder, ek dink in Deuteronomium ergens, wat sê, jy mag nie eers vir vir Moab enigsins goed wees nie. Hierdie ouens mag nooit goed ontvang word nie, want toe hulle in Moses en die volk deur die woestyn gegaan het Moab hulle nie gehelp nie. Moab het hulle weggejaag. So Elkana en Naomi vlug met hulle seuns soontoe, en hulle gaan bly daar. Elkana sterf. Die 2 seuns en Naomi bly agter. Hulle trou met 2 Moabitiese vroue, Rut en Orpa. En dit gaan vir 'n ruk goed, en dan sterf die 2 seuns. Nou bly die 3 dames oor. Skoonma met 2 skoondogters. Naomi probeer hulle oortuig om te sê, julle kan nie saam met my kom nie, ek gaan terug na my land Israel toe, julle moet hier in Moab agterbly, dis julle land en julle wêreld. Rut weier stok heeltemal. Sy gaan saam. En Orpa draai om. Rut sê, in daai bekende gedeelte van waar u ook al gaan, daar gaan ek saam, u God word my God, u volk word my volk. Rut skuif saam. Dis hoofstuk 1. Hoofstuk 2 kom hulle in Israel aan, in Bethlehem. En soos wat dit maar met 2 weduwees gaan, is daar nie veel wat hulle kan doen in terme van 'n inkomste nie. Rut is proaktief, sy sorg vir Naomi, sy gaan uit en sy gaan koringare in die lande optel. Iets wat arme mense gedoen het, daar jy agter die mense wat oes, gaan aanloop en dit wat hulle optel, dit kan jy hou. En dis wat Rut op die ou ende doen. Bloot toevallig land sy eendag in 'n land wat aan Boas behoort. En ons sien, Boas is goed vir haar, want hy het gehoor van Rut en van Naomi. Hy het gesien, Rut het 'n reputasie van iemand wat integriteit het. Sy sorg vir Naomi, sy gee vir haar om, sy doen wat sy kan om hulle pootjie aan die kook te hou, sy's diensbaar, sy gee om. Boas let hierdie goed op. En dan speel hy in Rut se hand in, en te sê, weet, maar kom ek help jou so bietjie, en hy sê vir sy werkers, julle moet so bietjie ekstra are neergooi, dat Rut dit kan optel. Hy sê vir die jong manne wat daar op die lande werk, en sê, los vir Rut uit, moet nou nie moeilikheid soek met haar nie. En hy probeer vir Rut op baie maniere help. Dan leer ons ook, dat Boas is eintlik familie. Hy is ver af familie van Naomi, en hy kan hulle help met hierdie situasie, want daar was hierdie familielosser gebruik, wat uit Deuteronomium 25 uitkom, wat gesê het, dat as iemand se mans
sy seun sou sterf, moet die eerste in lyn familielid, 'n broer of verder, soos wat die familie uitgaan, moet dan hierdie gesin onder sy sorg neem. Hy moet met sy broer se vrou trou en hulle as sy eie aanvaar. Dis sien ons in hoofstuk 2, Boas kan hierdie rol vir Rut en Naomi vervul. Hy kan hulle help, hy kan hulle verlos, maar hy gaan met Rut moet trou. En dan gaan hy die bietjie grond wat Naomi nog het, gaan hy moet uitkoop teen 'n baie lae prys, maar hy kan dit doen. So die verhaal bou op, en dan die gedeelte wat ons gelees het, aan die einde van die oestyd, sien ons Naomi raak kriewelrig, sy raak bekommerd, want die ding tussen Rut en Boas kom nie veel verder as miskien net 'n mooi omgee verhouding nie. Daar's nie vordering nie. Daar's nie enige hoop verder as maar net 'n paar are wat op die grond land. En nou soos aan die einde van die oes. Wat? En die winter lê voor. Hoe gaan hulle twee oorleef as daar nie are is om op te tel nie? En Naomi maak 'n uitdagende en 'n baie riskante plan om hierdie ding 'n bietjie woema te gee, om te kyk waar gaan dit heen. Dit betrek vir Rut, sy moet hierdie ding gaan uitvoer. En is Rut se taak om vir Boas te gaan oortuig om met haar te trou. Nou dit klink vir ons vreeslik baie snaaks, maar dis in ons kultuur en veral ook in hulle kultuur nie regtig die manier van doen nie, waar 'n meisie vir 'n ou vra om te trou nie. Vandag is dit dalk nie heeltemal so vreemd nie, maar toe ek my vrou moes vra om te trou, was dit nie regtig 'n goeie ding nie. Rut sê, dis reg. Ek sal dit doen. En in die uitvoer van Naomi se plan, waag Rut alles. En sy vertrou een op die Here, wat vir haar die uitkoms moet gee wat hulle nodig het, om hierdie ding 'n sukses te maak. Maar daar's ook 'n tweede ding waarop sy staat maak. Boas het 'n reputasie as 'n goeie man. Hy word gerespekteer. Hy het 'n goeie naam in die gemeenskap, hy het integriteit. En Rut bou op daai reputasie in. Boas reageer op die ouene positief, sien ons hierso, wanneer hy agterkom, maar Rut is nou hierso, die ding kom aan die gang, Boas sê, dit is reg, ek sal as losser optree, maar daar's iemand wat nader in die familielyn is, en die persoon sal eers dit moet opgee voordat ek iets kan doen. Hoofstuk 4 vat dan daai ding verder. Hoofstuk 4, Boas gaan onderhandel met die losser, met die ander persoon, en die persoon sê toe hy hoor hy moet met Rut trou, te sê, nee, toe maar, gaan doen jy dit maar, en they all lived happily ever after. En dis ons verhaal soort van. Boas tree as losser op, deur met Rut te trou, uit Rut volg die geslaglyn van koning Dawid. Sy is die groot ouma van koning Dawid. Ons het hoofstuk 3 gelees, want hoofstuk 3 is die hoogtepunt van die verhaal. Hoofstuk 3 gaan oor hierdie riskante plan wat Naomi uitdink. En wat beide vir haar en vir Rut uitdaag om die Here te vertrou. Naomi is bekommerd. Oestyd's verby. Daar's nie baie opsies vir twee wees om 'n inkomste te verdien nie, die winter kom, so hierdie ding moet werk. En dan sê sy in vers 2, kyk, Boas, saam met wie se werksters jy gewerk het, dis verwysing na hoofstuk 2, hy is mos familie van ons,
Hy dors vannag gars op die dorsvloer. Nou is die plan. Gaan was jou. Gaan vat 'n bad. Maak jou mooi. Trek jou netjies aan. Ons kan ook sê trek jou mooi aan. En dan gaan jy na die dorsvloer toe. Dit vat nie ingenieurswese om te sien wat hier aan die gang is nie. Naomi sê verder, moenie dat hy jou gewaar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. Dit stoot die risikovlak nog op, want wat doen mans nadat hulle klaar geëet en gedrink het, 'n wyntjie of 2 in het of 'n bier? Dan sê Naomi in vers 4, wanneer hy gaan slaap, sorg dat jy weet waar hy gaan lê. Dit was tradisie of die gebruik van die landeienaar. As jy dors, dan slaap jy by die graanmiet of die dors die graan wat hulle gedors het. Jy help oppas, maar is ook 'n soort van 'n claim van dit is myne. So dis wat Boas moet gaan doen. Hy gaan eet, hy gaan drink, hy gaan daar by die hoop graan gaan hy daar neerslaan en slaap. So Naomi weet hierdie goed. En sy sê wanneer hy daar gaan lê, gaan jy soontoe. Jy gaan kruip by sy voete in. En dan ook al is jy op jou eie. Jy gaan moet wag om te sien wat gaan hy sê, moet jy doen. Wat 'n riskante plan. Rut moet besluit, gaan sy alles, haar hele lewe op die spel plaas en in geloof uitgaan, of gaan sy sê nee, dis te veel, die risiko is te groot, ek is nie bereid om met braafheid en dapperheid uit te gaan met dit nie. Gaan sy God vertrou vir die regte uitkoms? Want hier is goed wat waarskynlik deur Rut se hart moes gegaan het. Wat van as Boas nie sy reputasie waardig was nie? Wat van as dit alles 'n leuen was? Wat as Boas haar intensies verkeerd verstaan? Dit gaan 'n groot gemors wees. Want wat gebeur in daardie tyd is, wanneer iemand die kombers of die, ja, kom ons sê nou maar die kombers, van 'n man se voete afhaal en jy kom lê daar, dan kan dit een van 'n klompie goed beteken. Oor die algemeen word gesê, dit is 'n vraag om te kom sê, kom trou met my. Want sy gaan lê daar waar 'n vrou gaan lê wanneer sy langs haar man lê. Dit kan wees, veral by prostituie doen dieselfde gedoen, dit kan sê ek wil seksueel met jou verkeer. And that's it. Dit kan ook beteken ek het jou hulp nodig, ek het jou beskerming nodig, ek het jou verlossing nodig van my situasie af. Wat Boas daarvan gaan maak, weet ons nie en weet Rut nie. Vir 'n vrou om by 'n man se voete in te kruip, kon haar lewe gekos het, haar reputasie gekos het. Don Devenbouw skryf as gevolg, of skryf oor hierdie ding nogal, when a woman bathes, puts on perfume, and dons her best dress, and then secretively climbs under the covers with a man who has had his fill of food and wine. I don't think anyone in any culture would read this in any other way, but what we all assume. Dis die risiko. Is God te groot of te riskant? Wat gaan Rut doen? Sy kan alles verloor, sy's 'n weduwee immigrant
Dit kon haar lewe gekos het. Maar dit sê, ek vertrou op die Here. Ek vertrou dat die Here my vooruit gaan. Ek vertrou dat God die uitkoms gaan verseker. En vriende, dis die ding van geloof. Geloof is altyd riskant. Want geloof vra altyd dat ek op God moet vertrou. Ek kan nie net weet van God nie, ek moet vertrou op dit wat ek weet van God. Hebreërs 11 vers 1, is bekende gedeelte oor geloof, sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is nie inligting of 'n situasie wat jy in versekering kan toedraai nie. Waar jy 'n polis kan uitneem en gaan sê, weet jy, ek gaan hierdie ding in geloof doen, maar as dit nie uitwerk nie, wil ek net seker weet, ek is veilig, ek val op 'n kussing. Geloof is 'n verhouding wat op die getuienis van die woord aangaande Jesus Christus gebou is en 'n fondasie het. Toe dit by Boas op die dorsvloer ingekruip het sy op God staat gemaak. En het sy gehoop, Boas sy reputasie gaan hou as 'n eerbare man. Dit sê vir ons iets ook van verhoudings. Dit sê vir ons iets van goed waar ons God ons uitdaag. Ek kan ook vir 'n oomblik net hierso by stil staan. Dis beter om 'n goeie integriteit na te jaag as 'n aand vol passie. Wat bedoel ek daarmee? Integriteit is waar dinge werk. Integriteit is karakter. Integriteit sê jy het waardes. Integriteit sê ek kan jou vertrou. Passie sê jy vat 'n kans. Vir enige iemand van ons wat ergens in 'n verhouding staan met iemand anders, bou in op integriteit. Bou karakter en nie passie nie. Want passie gaan 'n ou los en jy gaan dalk seer kry en jy gaan dink van dit wat dit is en die ander persoon dink nie dieselfde nie. En jy kan seer kry, ernstig seer kry. As jy sukkel met 'n persoon wat nie integriteit het nie. 'n Persoon wat nie karakter het nie. Ons sien hierdie lyn deur hierdie hele verhaal loop. Rut bou vir haar 'n reputasie op van integriteit. Boas sien dit raak. Dis hoekom hy goed was vir haar in hoofstuk 2. Dis hoekom hy vir haar gesorg het, want hy het gesien, hier's iemand wat besonders is. Hier's nie iemand wat soos al die ander is wat maar net agter die jong manne aanhardloop nie. Rut is anders. Rut sien dieselfde ding by Boas. Sy sê hier's iemand anderster. Hy's nie soos die ander jong manne nie. Boas was nou 'n bietjie van 'n ouer man. Maar hy's nie soos die res nie. Hy het karakter. Hy het integriteit. En hierdie gebeure is gebou op hierdie vertroue in mekaar se karakter. Vertroue dat God dit gaan gebruik. Geloof vra gewoonlik 'n mate van risiko. Boas sê, dis reg Rut, ek sal met jou trou. Ek moet net eers hierdie saak met die ander losser gaan uitmaak om te hoor, want hy het eerste reg. Maar ek sal, en hy gee vir haar 'n klomp graan, wat 'n groot geskenk was in daai tyd, te sê is reg, hier's 'n ding van dit. Rut gaan terug na Naomi toe.
En Naomi se reaksie kan ons basies opsom te sê, is jy nou mevrou Boas, hoe het gegaan? Wat het gebeur? Naomi sit en sê, vertel vir my al hierdie detail. En Rut sê, weet, dis wat gebeur het. Maar ons moet wag. Ons moet wag. Boas moet eers met hierdie ander persoon gaan praat. Ons weet nie. Weereens, jy sit en wag. Hoeveel keer roep die Bybel ons op om stil te wees in die vertroue van die Here? Om stil te raak by hom en hom te vertrou. Rut sê ons gaan moet wag, ons gaan die Here moet vertrou, ons gaan moet vertrou dat Boas hierdie ding gaan deurvoer. Maar ons gaan moet wag tot die volgende hoofstuk. Waarom vertel wat verder gebeur het. Wag op God. Wag vereis risiko. Wag is 'n riskante ding. Liewe vriende, hierdie is nie net 'n mooi liefdesverhaal van 'n prins wat vir as poestertjie kom haal het nie en lank en gelukkig het hulle verder geleef nie. Dit klink vir ons so. Maar is 'n verhaal van verlossing. Dis 'n verhaal van mense wat in die nood is. Mense wat uitroep om hulp. Dis 'n verhaal wat wys op die verlossing koning wat vir u en vir my gekom het. Dis 'n verhaal wat vooruit vertel van Jesus Christus. Verlossing, die woord verlossing kom 23 keer in hierdie boek voor. As ek dink 84 verse in die hele boekrit, kom 23 keer voor. En soos Rut en Naomi het ons 'n redder nodig. Ons is swak, ons is sondig, en ongeag van wat ons doen, kan ons nie onsself help nie. Ons situasie is desperaat. Ons is onder die oordeel van die Here. Ons is geestelik honger en dors vir die Here. Vir iemand wat gaan kom help. Ons smag na die lewende waters en die brood van die lewe. Ons het God nodig om ons lewend te maak. Wat hy dan doen deur Jesus Christus. Liewe vriende, waarskynlik die grootste stap van risiko wat ons kan neem, is om te sê ek het hulp nodig. Ek kan nie op my eie nie. Ek het hulp nodig. Die braafste ding wat ek dalk kan doen, is net om te sê, Here, help my. En hy het. Ons sien by Boas oomblikke van Jesus, wat ons vir Jesus in hom kan sien. 'n Redder moet een van ons wees. God stuur vir Jesus, hy word mens. Hy word een van ons met Kersfees. Jesus sê, ek verstaan. Ek weet, ek het hierdie selfe goed gegaan as waardeur u en ek gaan. Hy word mens. Hy verstaan ons pyn en nood. Hy verlos ons deur te sterf aan die kruis. Jesus was gewillig om te red en hy het sy lewe self vir ons gegee om die volle prys te betaal. Soos Boas vir Rut en van Naomi uit hulle situasie uitgehelp het, uit losgekoop het. So koop Jesus vandag mense los. Boas wys ons op Christus se liefde en beskerming. Soos hy in liefde na Rut, wat uit hierdie gehate, slegte Moabitiese volk uitgekom het, en geen regte eintlik in Israel gehad het nie. Sy het nie regtig 'n reg gehad op die hele losser ding, wat in Israel gefunksioneer het nie. Maar Boas kom wys liefde aan haar.
Hy kom beskerm haar. Hy het uitgereik na haar. En so bied Jesus liefde en verlossing en beskerming en genade vir almal. Maak nie saak waar ons vandaan kom nie. Maak nie saak wat ons verhaal is nie. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. Jesus is daar vir almal. Ons leef in genadetyd. Die genade is daar vir jou en vir my. En vriende, ons moet erken, dit het vir Boas gekos. Hy moes geld uithaal. Dit het hom finansiëel gekos om vir Rut en Naomi uit te koop. Maar is maar 'n klein prys vergelykend met wat Jesus vir jou en vir my betaal het. Dis 'n klein prys teenoor Jesus se kruisdood vir ons sonde. Ek hoop u kan God se liefdesverhaal hier raak sien. Ek hoop u kan sien hoe God deur, al is hy heeltemal, nie sê afwesig nie, maar in die agtergrond van hierdie verhaal, hy figureer nie direk nie, is hy hier. En hy's besig om dinge in plek te sit vir verlossing. Dis hoekom die verhaal eintlik in Rigters begin wat gesê het, hulle het nie koning gehad nie, en daarom het elke ou net gedoen wat hy wil. Dit is die risiko wat Rut geloop het, maar jy het nie geweet wat 'n ou gaan doen nie. Elke ou het gedoen wat hy wil. Wat sou Boas doen? Ons weet nie. Maar God sê, goed, hier is die begin van 'n pad van konings. En hierdie koningslyn gaan deurloop na Jesus Christus toe. En dit sien ons in die Bybel. Ons lees van Rut op ander plekke. Ons lees van haar in die geslagslyn van koning Dawid na koning Jesus toe. Die liefdesverhaal tussen Rut en Boas is nie maar net 'n liefdesverhaal tussen twee mense nie. Dis die grootste liefdesverhaal wat nog ooit vertel is. So vriende, wil terugkom by die vraag wat ons in die begin gevra het, is dit te riskant om in God te glo? Wat daag God ons uit om te doen? Wat is dit wat God sê? Vertrou my. Waar is dit wat God sê? Gaan sit in stilte. Ek is besig om te werk. Waar is dit wat God sê? Staan op en doen iets. Al kos dit jou miskien iets. Is dit te riskant om te glo? Ons leef in 'n wêreld wat in 'n groot mate so sê. Jong mense in nuwe generasies van navorsing wat ek by Barna groep gelees het, so ruk gelede sê ja. Vandag so jong mense sê ek wil glo op my terme, nie op God se nie. Vriende, die braafste ding wat u en ek kan doen en wat God ons uitdaag, as jy nog nie by daai punt was nie, is om vir Jesus te sê, ek het jou nodig, kom red my. Kom ons bid saam. O Vader, ons prys U. Ons prys U vir hierdie kort, klein liefdesboekie, met so 'n diep betekenis vir ons vandag. Daar is soveel wat ons nog moet verstaan en leer in hierdie verhaal, Here, maar as ons terugkyk na Rut en Boas, dan kan ons net dankie sê vir Jesus Christus. Dan kan ons net dankie sê, Here, om te kan weet, dit maak nie saak wat U van ons vra nie. Dis die moeite werd om die risiko te neem. U sal altyd daar wees.
lei ons in die pad vorentoe. Dankie Here vir hierdie wonderlike boek. Help ons Here om te gaan nadink oor wat U sê vandag. Waar lê ons uitdagings? Waar kruip ek dalk weg? Waar is die risiko dalk vir my nog 'n bietjie te groot? Help ons om soos Rut te kan uitstap in vertroue en te kan weet, U is daar. Here, ek bid vir die gemeente, ek bid vir elkeen wat na U smag. Ons almal se situasies is ander, party van ons is siek, party van ons kry swaar, party van ons het nie hoop nie. En ons het almal 'n behoefte aan U. Here, ek bid dat U vir elkeen van ons sal voorsien, soos wat ons nodig het. Ons bid vir elkeen wat siek is, en swaar kry. Ons bid vir hulle wat honger is. Here, ons bid vir regverdigheid, ook in ons land. Ons bid dat U sal deurbreek deur al die korrupsie en al die misdaad en goed wat ons land tuister. En wil U vir ons help om deel van die oplossing te wees. Lei U vir ons soos U vir Rut en vir Boas gelei het. Help ons om in dapperheid en braafheid vir U uit te stap. En ons bid dit in die naam van Christus. Amen. Liewe gemeente, kom ons dien die Here met ons offergawes. Vriende, kom ons sluit af met lied 513. Lied 513, wat sê, gaan soek in God jou sterkte. Gaan kry by hom jou krag. Hy help ons elke dag. Kom ons sing daarvan al 3 die verse van lied 513.
Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Here, en die krag en die werking van die Heilige Gees sal by jou wees vandag, môre en altyd. Amen.